Baie welkom by die derde episode van die Woordwys podcast. Ek en Johan gaan vandag 'n bietjie gesels oor gebed. Nou, ek het nou net met Johan bietjie gepraat voor die tyd. Een episode gaan nie hierdie justice doen nie, so daar is 'n baie groot kans dat ons 'n tweede keer oor gebed gaan praat in die toekoms. Maar vanaand gaan ons weer eens ons tydsbeplanning was nie great geweest nie. Ons het ons selgroep nou hierna, so ons moet weer maar net die tyd dophou en wat ook al, so dit gaan 'n redelike kort episode maar wees. Weer eens soos die vorige ene, maar ons hoop en ons bid dat die Here ons sal lei in hierdie gesprek en dat julle waarde daaruit kan kry en dat ons ook waarde daaruit kan kry en sy hart beter leer ken. Yes, Johan. En as julle wonder hoekom ons oor gebed praat vanaand, dan het julle duidelik nie die vorige episode geluister nie. So gaan luister die vorige episode. Ja, hy bou nogals mooi op tot hierdie en ek moet sê, jy hoor 'n hele klompie keer ons sê nee, in die volgende episode gaan ons praat daaroor. Ja. So nee, gaan As jy nou tyd het, gaan luister die vorige een, of as jy nou by hierdie ene is, baie welkom. Ons bly om jou hierso te hê. So, ons praat oor gebed vanaand, en gebed is half 'n area van ons geloofslewe wat ek dink min mense besef die erns daarvan. So, ek dink ons begin maar die gesprek met Johan, wat is gebed? Hoe sien jy gebed? Wat sien jy gebed as? Kyk, mens praat met God. So dit is die primêre vorm van 'n verhouding met God te bou. En ja, dit is gebed. Dit is 'n manier van om 'n verhouding met God te bou. Nou kan mens dit verder uitbrei. Op 'n manier is dit actually 'n vorm van meditasie ook. Dit is 'n manier van, as iemand is se skouer soek om op te gaan huil, is gebed jou manier om op God se skouer te gaan huil. As jy excited is oor iets, jy voel jy barrel net oor en jy wil net vir iemand vertel, is gebed die manier om God te vertel. So dis regtig 'n persoonlike ding in die sin van jy kan, soos jy vir enige ander mens kon by gaan skuiling vind, gaan vreugde mee deel, is dit 'n manier om dit met God te doen. En dis nogal, ja, dis gebed. Yes. Nee, gebed is iets awesomes, dis eintlik iets wat die Here ook ons gegee het om te survive hier so op aarde. Ek het laasweek ook bietjie verwys na die afhanklikheidsaspek van gebed en om afhanklik te wees van God, maar een ding wat vir my altyd uitgestaan het is dat gebed gaan oor om leeg te maak van jouself en vol te maak van God. Dit is belangrik ook om half te onthou dat gebed is nie net 'n wishy-washy, hierso sê jy iets en dit is 'n rympie gebed of wat ook al nie. Elke gebed is 'n gesprek wat jy met God het. Elke gebed is 'n nuwe gesprek wat jy mee intree met die creator van die universe. En dit maak dit net soveel eerstens meer special, meer kosbaar, en ek dink dit, as jy dit in daai konteks inbring, besef jy ook die erns en die belangrikheid daarvan. Dat jy kan nie 'n lewe van geloof en 'n lewe van wat Christus iemand leef sonder om in gebed te tree en in gesprek met die Here te wees nie. Die hele doel van Christendom is, en dit is kom Jesus vir ons sondes kom sterf het, is om met God 'n verhouding te bou. En daai verhouding te bou, en soos met enige ander mens, bou mens verhouding deur kommunikasie, met die persoon te praat, en net so bou mens 'n verhouding met God. En ja, ek sê dit is die uit en uit waar mens die verhouding bou met God. En een ding wat ek nog wel agterkom het, is mens nou vra, okay, so dis nou 'n manier om mens bou 'n verhouding met God uit gebed. Hoe bid mens dan? Maar dit is nou altyd nogal 'n interessante gesprek van, okay, nou maar, wat is nou 'n regte gebed, wat is nou nie 'n regte gebed nie? En jy weet hoe bid mens? Ja. En wanneer bid mens? Jy weet, in wat se emosionele staat kan mens bid? En jy weet, dit mens nou, soos ek gesê, dis nie 'n formele gesprek noodwendig nie. Dit was vir my nogal 'n redelike groot revelation dat mens, dis nie 'n daar's 'n plek vir roetine gebedjies, whether dit voor ete is, net vir jy gaan slaap. Ek dink dit het ook nogal actually iets specials daaraan om al roetine gebedjies te doen, maar baie keer om te besef dat gebede is regtig eerlik voor God te gaan staan en net met hom te gesels. En dit is nogal regtig belangrik, want dit impliseer eintlik dat ongeag van hoe jy voel, kan jy net eerlik voor God gaan staan en met hom sê, hierdie is my baggage. En mens hoef dit nie te overcomplicate nie, want ek dink ook, en nou voor hierdie een, ek sal later daaroor praat, maar ek gaan sommer nou sê,
Albei weet wat nou sê, maar die hele ding van eerlik voor God sê gaan leeg maak, soos jy gesê het vroeër, is jy kan net leeg maak as jy gaan eerlik wees, want as mens gaan, jy kan, as jy nie gaan eerlik wees nie, gaan jy half 'n masker opsit en jy gaan, want dit is nie, dis kom ek sê, is nie 'n formele gesprek nie, want jy wil leeg maak, jy wil al die baggage drop, jy wil heeltemal eerlik wees, en as dit te formeel gaan raak, gaan mens dit terughou, en dan gaan mens nie daai leeg maak kan doen nie, en die ander ironiese ding vir my was, is, wat ek ook gesê het is, so, jy wil vir my, as jy nou so 'n masker aansit, dan kan jy vir jouself vra, so jy wil vir my sê, jy gaan vir God iets wegsteek. Dan sit en dink, ek weet nie. Good luck. God, Honestly, good luck. Ja, ek wil net sê, weet alles. Nee, ja, ek bedoel as hy weet hoeveel hare daar op jou kop is, as hy al jou trane in sy koppie, ek dink ek paraphrase nou baie van die Engels af, maar dit sê ook in die psalms dat hy meet ons trane, hy gather ons trane bymekaar en hy hou dit in sy beker. As hy al hierdie goed weet, hoe gaan hy nie weet wat jy dink nie? Nee, jy moet met opregtheid na hom toe gaan. En ek dink ook gebed het ook baie verskillende vorms natuurlik, soos jy ook gesê, daar is natuurlik jou vinnige gebedjie van ja, dankie vir die bordkos, seën aan my liggaam, maak my opreg dankbaar daarvoor. En ek dink dit is tog net belangrik om versigtig te wees om daai 'n gewoonte te maak, want in die sens, ja, dit is nice en dit het sy spesiale plek, maar aan die ander hand, dis soos ek laas nou in die begin gesê het, is, dit is, daar is al in 'n gesprek wat jy met die Here intree, en ek weet dit is nou kort en is voor ete, maar jy moet dit half nie maak net as 'n geval van jy bid om jou gewete skoon te maak nie. Jy bid met 'n intent en met 'n intensie wanneer jy bid. En daar's natuurlik vreeslik, as jy nie omgee nie, gaan ek net sal nog voorbeelde gee van die tipe intensies wat 'n mens mee in gebed ingaan. So mense het natuurlik jou gebed vir aanbidding, vir worship, om die Here se naam groot te maak, om te sê hoe groot hy is, hoe amazing hy is, hoe hy 'n berg kan skuif as hy wil, hoe hy hierdie kan doen en hy daai kan doen. Dis 'n klein voorbeelde, maar jy bring lof tot God en jy maak sy naam groot en jy ek bedoel, hy is tog 'n koning op die einde van die dag. Jy moet hom worship. Dit is die hele punt van hoekom hy ons gemaak het, is om hom te dien en om te worship. Dis om met dankbaarheid na hom toe te kom en dankbaar te wees vir wat hy jou in jou lewe mee geseën het, want alles wat hy ons mee seën kom uit genade uit. Dit is om jou begeertes bekend te maak, waar ons nou later 'n bietjie na 'n paar Bybelversies gaan kyk. Ons weet Filippense 4 vers 6 sê dat ons moet ons begeertes aan die Here bekend maak. Dit is om jou wil met God se wil te align, om seker te maak, dit is hoe ek sê, jy maak leeg van jouself, jy maak leeg van jou wil, jy maak jou wil bekend aan hom, en jy vul jouself met die Here se wil. Dis ook daarom vir hulp te roep, dis ook daarom vir ander mense te pleit, en dis ook daarso om jou sondes te bely. So gebed is 'n crucial deel van jou wandel met die Here, en tog is dit 'n deel wat baie keer oorgekyk word, en ook 'n deel wat half misverstaan word, dink ek. Ek dink dit is 'n moeilike ding, in die sin van, Jordan Peterson het gesê, en ek gaan in Afrikaans aanhaal, maar dit was vir my net, toe ek dit een keer op afkom, dit was net vir my raar, soos een van my wow moments van, yes, die maak sin, was, wat hy gebed beskryf het as, gaan sit op jou bed een dag, en word rustig en vra jouself, wat is een stupid ding wat ek doen, wat ek kan verander, wat ek sal verander, wat as ek dit verander, my lewe sal beter wees. En gebed is presies dieselfde, is van sit rustig, en dis baie keer, dis kom ek sê, dit is basies meditasie. Van partykeer, veral as ek ook bid, ek kom agter, as jy 'n regte gesprek wil voer, partykeer het net nodig om nie eers te bid, net rustig te sit, en net asem te haal, net eintlik soos meditasie basies, net van raak net eers rustig, en dan voer daai gesprek van, en dis waar die sondebely dan inkom, en die leeg maak van, okay, wat se sonde doen ek in my lewe, en jy vra vir God, wat se sonde doen ek in my lewe, en dis nie, en die kruks van die saak is wat Jordan Peterson het ook gesê van, moenie vir my sê, daar is nie iets nie, want daar is iets, en dit gaan nie,
iets wees wat jy wil verander en dit gaan nie nice wees om te verander nie, inteendeel dit gaan baie moeilik wees en dit gaan meer soos 'n afbrand wees as net 'n vinnige los. So, maar die beginsel steeds geld is van gaan en raak rustig by God en vra vir God, okay, as jy sondes het om te bely jou sondes en dan sê, okay, uit die sondes wat ek bely het en ek in my hart en soos jy rustig raak sal dit opkom want mense weet eintlik my stoor is nie geneig om goed weg te steek in mense gedagtes. En dan as mens nie eers rustig raak nie, kom hulle nie op nie. Dis soms rustig raak nie, jy bely jou sondes nie, vra ek, Here, wys vir my wat se sondes doen ek wat ek kan verander. Wat as ek dit verander, sal dit my verhouding met U beter maak. En dan dit sal oppop. Glo my, dit sal oppop. Dit gaan oppop. Jy gaan nie van en jy gaan nie want die eerste 5 wat jy gewoonlik opkom is soos dan sit en dink jy ja, ek weet nie, ek kan as dit soos nee, ek dink 1 koppie koffie 'n dag. So 'n simpel voorbeeld, maar as dit soos nee, ek dink ek kan beter doen as dit. So dit vat maar mense brein wil mens bedrieg. Ja. Maar jy gaan uiteindelik by 'n antwoord uitkom. Jy gaan sê, "Jesus, ek moet nie dit doen nie," maar dan sê van, "Okay, maar ek dink ek moet dit doen." En dis waar jy wil uitkom. Nee, dis die ding wat jy sê van meditasie, ek moet sê dit my nou ook 'n ding terug laat bring na van Jesus. Want ek bedoel, die ding van meditasie is dis eerstens jy isoleer jouself. Jy is in jou eie space, jy's in jou eie kamer, soos Jesus mos sê, as jy bid, maak jy deur toe. Bid waar net die Vader jou kan sien. Maar dis isolasie en dan dis stilte. Jy is in doodstilte wanneer jy mediteer. Jy is stil wanneer jy op jou eie is. En ek is nou op die oomblik besig met Lukas in my persoonlike Bybelstudie plan en ek werk nou deur die boek van Lukas. En dit is my opvallend gewees in die eerste 6 hoofstukke het dit 6 of 7 keer, ek kan nie nou presiese getal vir jou gee nie, maar ek het ook gaan neerskryf die versies waar dit oral gebeur, waar Jesus homself isoleer van die mense, isoleer van sy disippels, van sy volgelinge, van die mense wie hy leer. Hy isoleer homself en hy gaan in stilte na die Here toe. Ek dink ook nou Johannes die Doper het, hy was hierdie groot, hy was die man wat die pad gelyk gemaak het voor die Here, soos wat Jesaja geprofeteer het. En hy was in die woestyn gewees, hy was alleen gewees, hy was isoleer gewees. Nou ek sê nie jy moet in die woestyn ingaan nie, dis laat jy wat ek bedoel, as ek nou hierdie praat nie, maar om jouself te isoleer en om stil te raak, dis so ek ook, as jy meditasie sê, dis so ek het sien inkom daarby, as Jesus het stil geword en hy het homself geïsoleer van die ander mense af om tyd intiem met God te spandeer. En hy was half afhanklik geweest daarvan, dit was vir hom essential geweest. Hoe hy byvoorbeeld die aand dat hy moes bid om sy 12 disippels aan te kies. Het hy die hele aand by die berg opgegaan en 'n hele aand spandeer in gebed by die Here voor hy afgekom het en sy 12 disippels gekies het. Nou, ek dink enige mens het al ooit 'n hele nag deur net gebid en om 'n besluit te neem nie, maar ek bedoel Jesus het dit gedoen en ek dink ek sê nou nie noodwendig jy moet dit doen en dan sal jou gebede beantwoord word of dit is hoe jy moet bid nie, maar die isolasie en die stilte deel is crucial en ek dink dit is ook 'n groot ons begin nou sommer iets uitgee vir gebed, maar ons kan dit dalk ook aan die einde nog meer inbring, maar dis een ding wat my dadelik nou opgespring het, is die stilte en die isolasie aspek daarvan. Ek het 'n interessante vraag. Hoeveel keer het dan met jou gebeur, wat jy een of ander issue het, en jy weet nie lekker wat om te doen nie, en dit voel vir jou, jy weet net nie hoe om die probleem te hanteer nie, dan praat jy met jou pa of jou ma, of ek weet nie, een of ander iemand wie jy nou as 'n wyse persoon beskou, en dan sê hulle nie 'n woord nie, jy vertel hulle alles, en na jy vir hulle alles vertel het, weet jy wat jy gaan doen, en hulle het nie vir jou 'n woord gesê nie, sonder om enige advies te gee. Dit het al gebeur. Ek kan nie vir jou sê hoeveel keer nie, maar ek het nou aan so 2 instances gedink wat dit al gebeur het. Yes, so dit is partykeer wat ek ook al agtergekom het met gebed, dis nie dat God vir my sê, ja, kan maar doen dit nie. Ek gee nie vir jou resep nie, wat ek baie keer agtergekom het is, deur rustig te raak, mense brein raak chaos, regtig chaos, en veral in deesdae wat mense, jy hardloop rond tussen klasse, en jy het klasse, en dan het jy soos 10 toetse vir die week, en jy het nog 10 take, en dit is net chaos van kop tot tone, en die realiteit van die saak is, daai goed bou op in mense brein, en as mense partykeer net rustig voor God gaan sê, en dit voel vir jou, jy gaan uit mekaar uitval,
En jy het nou verby daai rustigheid, jy het nou net gesit en jy het nou rustig geword. En dan net te sê, okay, Here kom ons begin nou net van A tot by Z en ons werk gou deur die stap wat in my kop aangaan. En as jy dit rustig gesit en dan besef jy, maar ek worry oor daai toets, maar dit is 2-3 weke terug. Jy weet, dan besef jy al hierdie stap wat jy eintlik nog in jou agterkop hou, of partykeer is dit so eenvoudig, so dink net, wat gaan jy die volgende 3-4 ure maak, wat nou kan 'n belangrike ure is, jy moet regkry anders te gaan, maar jy net te gaan en die scattered gedagtes en al die strengetjies wat jy probeer 'n float hou in mense brein te orden, help dit mens. En ek dink dit is baie keer wat gebed is om net saam met God te gaan sit en net te sê, ek kan nie, dis nie dat jy iets nodig het nie, dis nie dat jy regtig raad vra nie, dis nie dat jy vra vir 'n strength om iets gedoen te kry nie. Dis net jy en God gaan sit en word rustig saam en net dink net, orde net mense gedagtes. En dit is baie valuable. Maar ek hou daarvan. Ja, ons kan lank en sant praat oor wat gebed is en weer eens dit is 'n topik wat jy kan vir 'n uur praat net oor wat gebed is en dis awesome, maar dis ook belangrik dink ek om te kan onderskei wat gebed nie is nie. Want dit is maklik om te sê dat daar's nou nie 'n verkeerde manier of 'n verkeerde watsenaams om te bid nie, maar daar is goeters wat ek dink half jou gebedslewe en jou stap met die Here ook belemmer. En ek weet nie of jy enige voorbeelde het wat jy in die top van jou kop al kan dink nie. Die ene wat jy vroeër gesê het, of ek het dan gesit en dink, soos jy nou vertel het, was jy sê Jesus het homself van afsonder het, en dit is 'n ding waarop ons nou redelik op klem gelê het. Maar toe stap my gedagtes 'n paadjie en sê maar, toe dink ek aan, ek sê nou ek het al sulke situasies baie mee gekry, so wat iemand net half begin bid en eintlik dit voel vir my hulle doen dit net vir 'n show, dit is nie of dit is nie opreg nie. En ek dink gebed is nie 'n performance wat jy aansit vir mense nie. En om jouself te laat nader aan God lyk as ander mense. Ja. Yes. Nee, daai kom dadelik uit 'n plek eerstens van selfverheffing uit. En die oomblik wanneer die selfverheffing 'n deel maak van jou gebed, dan is dit nie gebed nie. Dit is my persoonlike opinie en dit is ook, ek dink as jy lees ook na hoe Jesus gebid het in die Onse Vader, is daar gaan niks oor hom nie. Dit gaan nie oor sy begeertes nie, dit gaan niks oor hom nie, dit gaan oor God. Ons Vader in die hemel, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Ek weet hy sê dan nou later, vergeef ons soos ons wat teen ons sondig vergewe. Maar weer eens, dit gaan oor God. Dit gaan oor God wat ons sondes vergewe. Nou ek dink ek praat bietjie daar miskien te mekaar, so ek gaan dit nou net weer terugbring. Maar nog 'n belangrike ding, ek het nou gepraat oor selfverheffing. En selfverheffing gaan ek basies, jy praat oor jou, jy praat oor myself, my begeertes, dit gaan net oor my, dit gaan nie oor God nie. Yes. Ja, ek dink as 'n groot balans wat mens moet strike in die sin van, sê, gebed is 'n vorm om lof aan God te bring. Boom. Maar as ek sê, gebed is ook 'n plek van, as jy vir God, as jy iets nodig het en jy wil vir God, jy weet, jy kan God ook vra. So, maar dis 'n balans, soos jy sê, dat mens nie net die hele tyd gaan en sê, maar ek soek A, B, C en D, en ek soek A presies so, C presies so. It doesn't work, want die ding is ook, it doesn't work like that. Jy kan nie, en ek het vroeër my meisie ook sê, ek hierdie hele podcast omtrent gehoor, so ek met al my gedagtes gedeel het en georden het, maar die ding wat ek ook toe vir haar gesê het, is, wat ek nou vir haar gesê? Wat ek my gedagte verloor. Wat was dit? Dit is miskien nog iets vra nie. Jo. Ek my gedagte verloor. Dis okay, maar jy het ook gesê van die ABCD, wat jy nou die goeders wil opnoem.
Dis sowel daai ding van hoe ek dit sien as gebed is nie 'n shopping spree wat jy op tyd laat doen van add to basket, add to basket, add to basket, check out. En dit is jou gebed nie. Dit is nie wat gebed is nie en ek dink jy het met dit is al 'n metaforiese idee wat ek agter dit sien. Ja, dit is presies dit en ook ek dink partykeer wat ek ook al agtergekom het is wat mense dink mense het nodig in 'n oomblik is actually nie noodwendig goed vir mens nie. So mens jy dink jy vra nou vir A en dan dan ek sê dis nogal waar partykeer ook, ekskuus ek gaan nou eintlik terug in ons gesprek, maar as mens rustig word. Dis ook partykeer waar jy begin besef maar wag, ek het vir A gevra 3 maande terug. Ek het D gekry, ek het nie eers daarvoor gevra nie, maar yes, dit is fantasties soveel beter, ek het nie eers daaraan gedink nie. So, ek dink om partykeer die hele tyd net te vra is ook nie, ja, soos jy sê, is nie 'n shopping list nie, ek het my gedagte gekry het verloor het. Alright, great. Yes, in ons vorige episode is dit ek 'n paar keertjie oor die beeld gepraat tussen die kerk wat die bruid van God is en dan God wat die bruidegom is. Maar jy kan nou dink, jy kan nie 'n verhouding of 'n huwelik met iemand bou wat jy net sê maar ek soek dit. Dit kan gaan beide kante toe. Ek sê jy kan dink met enige vriend of as jy nou meisie het 'n meisie of kerel of so, maar jy kan nie gaan in 'n verhouding met iemand hê wat die een persoon net vat en niks teruggee nie. Dit is uit en uit 'n balans. Of miskien het jy so 'n vriend en jy weet eintlik jy's kan oor hom, jy soek hom nie meer nie want hy eet die hele tyd jou energie, maar jy kan nooit na hom toe gaan nie. So dit gebeur ook, maar ek dink partykeer is belangrik om nie vir God ook so 'n situasie te sit wat mens net die hele tyd gaan vra en nie 'n balans straik om actually verhouding met hom te bou nie. Ja. Met 'n gebed wat jy vra vir 'n fiets. Is nie 'n gebed dat jy 'n verhouding bevorder nie. En ek dink dit is belangrik om ek sê daar 'n balans te straai om nie te besef mens kan vra en dis goed dat mens vra, want hy wil weet wat jou behoeftes is. Om eerlik te wees oor wat is jou behoeftes en maar nie net die hele tyd dit te doen nie, om actually met God te gaan praat en gaan sê met my lewe wat U vir my gegee het, wat is U behoeftes vir my? Hoe kan ek U behoeftes ook uitleef? Ja. Nee, dit is belangrik. Dus jy sê dit eintlik wat ek nou gaan sê, maar dit moenie jou gebed moenie self gesentreerd wees nie. En 'n boek wat in 'n brief en 'n deel in die Bybel waar dit baie mooi uitbeeld is Jakobus en spesifiek Jakobus 4. So ek het dit ook so 'n maand terug lekker bestudeer en ek het baie notas gemaak. So Jakobus 4 vers 2 sê Jakobus eerstens dat julle kry nie omdat julle nie bid nie. Omdat julle nie vra. Julle het nie omdat julle nie vra nie, dink ek is wat die vers oorspronklik sê. Maar dit sê jy moet jou begeertes aan die Here bekend maak. Hy gaan nie jou gebed, hy gaan nie goed vir jou gee noodwendig wat jy nie voorvra nie. Nou daar is gawes wat hy jou mee seën. Wat die Gees jou mee seën dat jy nou nie noodwendig voorvra nie. Maar as jy ietsie wil hê van God af en as jy ietsie soek, jy moet tog vra daarvoor. Maar dan die vers direk daarna, wat vir my super interessant is hy spreek dan aan hoe hulle verkeerd bid. Eers sê hy, nee, julle bid, julle vra nie, so dis moet jy nie kry nie. Maar wanneer julle bid, laat ek actually dit lees, want dit is nogals, vir my nogals opvallend gewees. Hierdie is Hebreërs, Jakobus, daar sê. So hy sê eers, julle kry nie omdat julle nie bid nie. As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle eie selfsugtige begeertes bevredig. Dis nogals vir my opvallend gewees, want ons moet onthou dat die doel van gebed is nie om God te probeer oorreed om ons selfsugtige begeertes te vervul nie. Dis daarso om ons wil te align met syne en sodat ons in partnership met hom sy wil kan accomplish wanneer ons hier op aarde is. En wat vir my ook interessant was, ek het ook nou so gelees het, is toe hulle verwys het na die Grieks vir die selfsugtige, die woord wat hulle gebruik het vir die selfsugtige begeertes. Dis dieselfde woord wat hulle gebruik het in die evangelies toe hulle oor die prodigal son gepraat het. En basies die sondebegeertes bestaan en die hoofbeskrywing daarvan was maar net dat daai sondige begeertes wat
die prodigal son ook gehad het en wat ons ook vandag het, dit sal steeds daar bly al bid ons oor dit, omdat daai gebed wat jy vra is gaan nog steeds oor jouself. Jy bid nog steeds vir jouself. So vir jou self-centered beliefs en jou self-centered desires. So Jakobus het dit vir my baie cool uitgelê en ook laat half besef dat jy moet vra. Maar jy moenie vra in die sens dat dit jou eie begeertes nie, want ons is weer terug kyk na Jeremia 17 vers 9, as jy vra vir jou hart se begeertes. Die Here sê dat die hart is meer bedriegliker as enigiets. Wie kan dit verstaan? So as jy uit 'n plek kom van jou eie hart se begeertes, jou eie selfsugtige begeertes, obviously gaan die Here dit nie antwoord nie, want dit gaan oor jouself. Dit gaan nie oor hom opverhef nie, dit gaan nie oor sy wil accomplish, dit gaan net oor jou. Ja, ek wil net sê, bevorder dit jou of bevorder dit die koninkryk van God? As die ding realiteit gemaak word. En ek dink dis uiteindelik waar dit gaan is ek sê dit is net 'n self eintlik jou status en jou aardse lewe te bevorder en eintlik nie die koninkryk van God te bevorder. Yes. Maar 'n ander ding waarna ek ook wil beweeg nou is ek het net vroeër klaar gepraat. Ek kan ook baie ongelukkig nie die vers in Jeremia kry nie, moet ek eintlik nou vir julle lees. Kan ons volgende een doen. Maar die een ding wat baie belangrik is uit eerlik bid is ons was gestrand, ek is nou trend gehaas, maar ons was gestrand by Kandelaarse Bybelskool wat hulle deur Openbaring werk. En wat ons onder andere ook oor gebed gepraat het en dit was daar wat hulle die gebede offer vir God. En wat die predikant ons gesê het ook soos alle gebede, as dit regtig eerlik was, het ongelooflik en is heilig vir God. Al is dit jou kindjie, as jy nog klein is, jou rympie gebed wat jou mamma jou leer, is net so heilig soos daai gebed wat jy in jou kussing in huil, snot en trane, sodat jy volgende oggend jy wakker raak, plak jou kussing in jou wang vas. Hy het presies daai gebruik en dit was vir my beautiful, want dit is presies waar. Is enige gebed, solank dit eerlik is okay. Ja. Want dit is wat God lees, jy moet na hom toe kom, eerlik hoe jy voel. En as dit voel of jy kwaad is vir alles en almal, sê vir God, jy's kwaad vir alles en almal. As dit voel jy wil net huil, jy wil net kla oor alles, kla by hom, fine. As dit is, dis waar gebed ongelooflik belangrik is, om dit uit en uit eerlik te doen. Yes. En ook te besef dat mens nie, dis ook waar die formele ding ook van vroeër ingekom het, is dat mens nie versigtig rondom gebed en God trap nie, dat jy regtig oop en eerlik net met hom praat presies oor hoe jy voel. En dit was in Jeremia se geval ook so. Dis ongelukkig jammer kan nie verse kry nie. Maar wat baie van Jeremia was, daar's 'n stuk wat God met Jeremia gepraat het en daar was 'n gelukkige stuk wat Jeremia gebid het. En aanvanklik kyk Israel is op daai stadium nie op die regte pad, nie naby die regte pad nie. Dan dink jy hulle kom nader en ja, hulle is nog redelik eentjie weg. Maar aanvanklik het God was redelik reg om hulle basically daai image van hy zap hulle, ek is klaar met die mense, ek oor verby, kom ons scrap hulle en kom ons probeer weet tipe ding wat Jeremia net pleit sê, God asseblief spaar hulle net nog, lei hulle, jy weet lei hulle tree, jy weet werk met hulle, dat hulle net help hulle, soos gee hulle, wees hulle net genadig asseblief. Maar ook dan later op 'n stadium wat hulle, hulle was nooit regtig nice met Jeremia nie, maar wat hy ook net op 'n stadium homself bietjie gestrip het, gesê okay, zap hulle, doen dit, ek's klaar met die spul van hulle. Ek kan hulle nou maar maak met hulle, rooi hulle uit. Nee, maar dis weer soos jy sê, dis hy opregtheid. Maar dit was eerlik, dit was hoe hy gevoel het, dit was my die beautiful ding, en dit is ook, ons het ook gepraat oor Job op 'n stadium, is, ook wat hy, sy gebede is my net so beautiful, eintlik hoe eerlik dit is, van soos, want hy's eintlik so confused met alles wat met hom gebeur, en dit is beautiful eintlik, ons is meer van Job, ons moet een oor dit doen, want, oor Job se gebeur, want hy het vir my ook so mooi gebid, want het is soos jy, dit is uit en uit eerlik, van al spaar gebeur het ek gesê het, okay, ek maak my klaar, ek is reg, jy weet, vat my nou maar. Daai hele tyd konstant van, dit was beter geweest as ek net nie gebore was nie, en allerhande, daai is baie depressie gebeur hoor. Ek wonder, ek is oortuig daarvan, as jy depressie al ervaar het in jou lewe, of jy was hartseer goed, jy het al daai gedagtes, miskien gehad 1 of 2 keer.
En hierso sien ons Job, hy gaan na die Here toe met dit. Hy sit nie daar en sulk op sy eie, hy gaan nie hy hardloop nie eers na sy vriende toe of na die naaste ding wat relief gaan gee nie. Nee, hy gaan na God toe. En dis ook soos, dis rarig hoe hy gevoel het. Dis rarig hoe hy in sy hart gevoel het. En hy het rarig hoe hy in sy hart gevoel het na God toe gevat. Yes. Ja. Ons verwys, daar is soveel, weer eens, ek gaan ook kan aanpraat oor die hoeveelheid verse wat daar is, wat oor die belangrikheid van gebed praat. Paulus praat baie in sy briewe van om te volhard in gebed, om gedurig te bid. In 1 Tessalonisense 5 vers 16 sê hy, pray without ceasing. Dit is 'n aanhoudende ding wat hy aanhou wil hê jy moet doen. En ons verwys hier en daar na dit, en ons het na die verhouding aspek daarvan verwys, maar hoekom is gebed so belangrik? Hoekom is dit so belangrik om, nie net wanneer dit sleg gaan nie, maar ook wanneer dit goed gaan, om seker te maak jy kom in gebed by die Here uit? Dis yes, ek glo ek in dieselfde ding dink. Ek het my vraag, actually in jou wou vraag was, okay, kom ons, ek wil sê oor gebedsconsistency nie, maar tot 'n mate gebedsconsistency, en dit sluit nou perfek daaraan, is van, wat ek al agtergekom het, is, wanneer dit regtig sleg gaan met my, is dit my makliker om na God toe te gaan, as wanneer dit regtig goed gaan met my. En dis 'n weird gedagte. Aanvanklik dink mense nie, maar jy weet mense nou in die slegte tye, jy weet, sleg voel en jy gaan nou nie na God gaan nie, maar dis actually vir my partykeer die teenoorgestelde. Dis my wanneer alles great gaan, dan is dit nogal ewe skielik moeilik om tyd te maak. En ek dink dit is waar dit belangrik raak is om. En ek dink dit is waar mense regtig, daar's een ding te sê vir habit. Dit het ek al agtergekom, is maar routine, in die sin van, dit help regtig. As mens dit in mense routine maak, van mense daaglikse routine, dit maak 'n groot verskil, want aanvanklik voel dit vir mens weird om in jou kalender in Outlook te gaan insit, okay, 10 tot 10:15 vanaand is bid. Dit voel baie weird. Maar die realiteit van die saak is dit is 'n ding wat mens moet inoefen, in die sin van, die eerste 2 maande gaan vir jou totally weird is met te doen, maar op 'n stadium was dit soos, jy boek dit nie eers aanklik in nie, en nou bid jy sommer 5 keer dag, nie kom dit nie eers agter nie. En dit nogal regtig vir my 'n groot verskil gemaak, is net om dit oor en oor te doen, want dan raak dit eweslik 'n habit. En ook 'n groot ding is, ek dink, dis belangrik om nie, as jy sê, in die goeie en die slegte tye, om in die slegte tye die baggage by God te gaan aflaai. En in die goeie tye, wanneer iets met jou gebeur deur die dag en jy dink, magtig, maar dit was nou fantasties. Yes, ek's nou chuffed myself. Gaan na God, vertel hom daarvan. Gaan deel die exciting, sowel as die tragies. Yes. Nee, ek hoop en ek vra die Here nou dat hy net my mooi sal lei, want ek het 'n amazing gedagte van wanneer dit goed gaan. So, die belangrike, jy sê mos dit is nie maklik om te bid wanneer dit goed gaan nie, maar dit is baie makliker om te bid wanneer dit sleg gaan. Nou, hoekom dit so essential is om altyd te bid en baie te bid en te volhard in gebed, is dat nood gaan jou nie leer hoe om reg te bid nie. Bedoelende, wanneer dinge sleg gaan, gaan jy nie besef eerstens wie God is nie, jy gaan nie sy stem ken nie, en jy gaan nie die grootheid van hom verstaan nie, en jy gaan ook nie hom sien vir wie hy regtig is, wanneer jy net bid wanneer dit sleg gaan nie. So, bedoelende, kom ons sê nou dit gaan sleg, daar het iets tragies gebeur, so 'n storie wat ek miskien in dieper detail gaan deel is oor 'n testimony wat in my lewe gebeur het met my ma, is, sy het, ek gaan net kortliks nou sê, en dit is ook iets wat ek langer oor sal praat in 'n toekomstige episode, maar sy het 'n beroerte gekry toe ek in graad 10 was, en dit was 'n baie heavy beroerte geweest, dit was tot die punt wat die dokters al gesê het, sy gaan in 'n vegetable site wees vir die res van haar lewe. En in daai oomblik, om te weet wie God is, hoe sy stem klink en hoe hy werk, die feit dat ek dink nie ons het eers naasby begryp hoe groot dit eintlik was nie, maar ons het geglo in 'n goeie God en 'n God wat wonderwerke kan doen. En vandag loop my ma en sy is nog met ons, sy ry rond en dit is fantasties en ons prys die Here daarvoor. En daar's baie kleiner details en stories wat
wys dat God se hand oor die hele tyd was. Maar as ons meer tyd in gebed spandeer het en meer na die Here uitgereik het en meer in sy teenwoordigheid was, sou ons eerstens, ek dink baie meer, ons sou nog steeds bang wees. Kom aan, as dit seker iets met jou ma gebeur het, jy gaan bang wees, maar ons sou baie meer vertroue gehad het, dink ek. Ons sou meer rest assured gewees het met die wete dat ons dien 'n absolute humongous God. En dit is hoekom dit so belangrik is om in jou goeie tye ook daai verhouding met God te kweek en aanhou in gebed gaan met hom. Want daar's 'n quote, Preston Morrison dink ek is die ou se naam. Ek dink sy podcast se naam is The Leader's Cut. Awesome episode geluister van hom nou die dag. Wat hy sê, hoe nader jy aan God trek, ons weet in Jakobus sê dit dat as jy na God nader hy na jou toe. Maar wanneer jy na God nader, hoe groter word hy en hoe groter word jou geloof in hom. Want jy ervaar dit hierdie huge presence wat hy het. En dan, wanneer dinge moeilik raak, het jy daai confidence dat jy hierdie groot God dien, want jy het nader aan hom getrek in goeie tye en in slegte tye, so jy weet dan hoe groot hy is, en natuurlik ken jy sy stem. En jy leer sy stem ook ken deur gebed te wees, deur stil te wees. Ek dink ek het in 'n vorige episode hierna verwys, maar weer eens dieselfde podcast episode, waar Petrus het in die storm, toe Jesus op die water geloop het, Jesus se stem herken, en dit het hom maak vra, Here, as dit U is, laat ek op die water loop na U toe. As hy nie die Here se stem geken het nie, hoe sou hy geweet het dit was Jesus gewees? So, hy het konstant tyd met Jesus, maar nou natuurlik, hy het fisiese kontak met Jesus gehad, hy het saam met hom geloop, maar ons het daai vandag met die Heilige Gees. En as jy die Here se stem leer ken, kan jy in geloof so op die water tree wanneer die storms woes is, en in geloof aanhou beweeg na hom toe, en jou vorentoe en deur die storm in geloof beweeg. So, dit is hoekom dit so belangrik is om te weet, is, jy gaan nie in die slegte tye daai conference hê nie. Dit gaan natuurlik opgebou word, want God is 'n soewereine God eerstens. Hy is 'n genadiglike God. So hy kom deur vir mense daai goed, maar as jy hom leer ken in die goeie tye ook, is jou vertroue in hom in die slegte tye net so groot. So nee, ek hoop daai het mooi sin gemaak en baie met mekaar uitgekom, maar ja. En die ene wat ek dink eintlik moet nou wil aansluit is op 'n mate nogal 'n gedagte eksperiment is gaan dink aan jou regte naaste verhoudings. Dit is en dis nou wat ek gesit en dink het nou die dag is, as mens wil 'n verhouding met iemand bou, die manier hoe mens 'n verhouding bou en op 'n dieper vlak bou, is van beide kante af 'n joint show of vulnerability. In die sin van, okay, ek gaan myself in 'n vulnerable posisie voor jou plaas. Jy kan of dit aanval, dan is ons verby, of jy kan dit aanvaar en my as persoon steeds in jou lewe hou en ook 'n stuk deel, dan eintlik deur amper soos 'n wapenrusting stukkie vir stukkie voor mekaar uit te trek, bou mens eintlik deur daai mutual vulnerability, want beide het ewe skielik die krag om die ander persoon baie seer te maak, maar nie te doen nie, bou mens daai vertroue. Verstaan jy die gedagte? Okay, nou, om dit te bring by wat jy nou gesê het, in daai slegte tye is jy vulnerable. Dis op 'n manier, as jy dan na God toe gaan, is dit amper op 'n involuntary manier vulnerable na God toe te kom. En dit bou 'n menseverhouding tog. Ja. Maar om dan te gaan leer, om wanneer dit goed te gaan, en jy vol armor gepak is, na God toe te gaan en vulnerable voor hom te gaan staan. Ek dink om te leer om dit te doen, dit is jy sê waar jy daai verhouding net meer en meer bou. Jo. Hoorie, die Here is awesome, julle. Jy gaan nooit oor dit kan kom nie. Maak nie saak hoe lank jy hierdie pad stap nie. Ek dink jy gaan oor die awesomeness van God kan kom nie, en sy genade en nee, prys die Here. Ons tyd raak bietjie min, Johan, so ek wil maar, ja, ons gaan dit nou maar bietjie Sluit vir ons af. oprap hierso.
So ek dink ons sal in die toekomstige episode nog oor gebed praat. Dalk die volgende ene of verder af in die toekoms. En ons sal miskien in dit dan bietjie kyk hoekom dit dalk moeilik is om te bid. Want dit is nie, ons sê mos nou, dit is nie maklik om te bid nie. Selfs wanneer dinge sleg gaan, soms wil mense ook maar net sit en saak. Mense, partykeer is dit 'n geval van jy hou daarvan om jouself jammer te kry. As dit die wêreld om jou val, dink jy weet wat, kom ek gaan sit net in sak en as. En selfs wanneer dit goed gaan, om dan ook by die Here te kom, is ook nie altyd maklik nie. So dis 'n definitief as die Here wil, topic wat ons in die toekoms nog meer oor gaan praat. En dan wil ek maar net basies afsluit met wat om te onthou wanneer jy bid. Ons het nou baie oor opregtheid gepraat. Ons het nou gepraat oor dit moenie selfsugtig gedrewe wees nie. Ietsie wat ek ook al besef het wat my gehelp het om te groei in my gebedslewe is dat wanneer ek onthou het dat ek was in die teenwoordigheid van die almagtige God gewees wanneer ek gebid het. Dit het my eerstens laat besef wat my posisie is. Ek is nie daar om vir God te sê doen dit, doen dat, maak so, maak sis. In daai sens nie, en as julle nou 'n baba in die agtergrond hoor huil het. Maar ja, net om te besef jy is in God se teenwoordigheid. Dit is 'n awesome plek om in te wees. En wanneer jy bewus raak daarvan, ek dink jou gebede gaan ook sommer baie minder selfgesentreerd wees. Want wanneer jy besef jy is in die Here se teenwoordigheid, dit forceer jou om nederig te wees en humbly voor sy voete te kom sit en te smeek en te pleit by hom en jou wil te align met syne. En ja, ons het gepraat oor isolasie en die stilte. Onthou wat Jesus en die prediker gesê het oor woorde en hoe baie jy praat. Dit is nie altyd nodig om baie woorde te gebruik wanneer jy bid nie. Net omdat jy meer woorde sê, beteken dit nie God gaan meer na jou gebed luister nie. Hy meet jou gebed met gewig, met die geloof wat daar agter kom en die opregtheid wat daar kom, nie oor hoeveel woorde jy gebruik nie. En dan die laaste ding, kom soos jy is. Jy hoef nie jouself eers te reinig of 'n ritueel te volg wat ook al nie. Nee, kom soos jy is na die Here toe. Gaan na sy voete toe, buig by sy voete neer en lê jou hart voor hom uit. En ek dink ons het dit 'n hele klompie keer nou hierdie episode al gesê, maar ons moet onthou dat in Romeine 8 sê dat Jesus is altyd naby ons. En dat ons word gereinig deur die bloed van die lam. So deur Jesus se bloed is ons al klaar geregtig gemaak. En ek probeer nou onthou waar Paulus dit sê. Ek wil sê dis Hebreërs wat dit sê, maar I could be wrong, moenie my woorde daar vervat nie, maar dit staan in een van Paulus se briewe of in Hebreërs. Maar kom soos jy is. Kom met 'n nederige hart, kom met 'n opregte hart. Lê jou begeertes in jou hartsorg en alles by die Here se voete uit en vertrou en glo op hom. En onthou dat wanneer jy nader trek aan hom, trek hy nader aan jou. En jy besef die grootheid van die God wat ons dien. En ja, prys die Here. Johan, het jy enigiets anders wat jy nog wil sê om op klaar te maak? Ek dink ons volgende episode kan ons 'n kort episode doen. Dis 'n go-to guide vir gebed. Soos 'n 10 minute episode. Ja, dit hoef nie lank te wees nie. Dit is net regtig soos 'n praktiese tips en triks van hoe om gebed in mense lewe te inkorporeer. Yes. Dis is te inkorporeer. Ek stem saam, ons moet dit doen en ek voel ook in daai episode om net weer eens na daai hoekom dit soms moeilik is. Okay. Om te bid, want daar is aspekte wat dit dalk bietjie makliker maak om te verstaan wanneer jy sukkel om te bid, want dit beteken nie jy's 'n slegte Christen om te sukkel om te bid nie. Paulus skryf baie oor, hy het in Galasiërs en in Efesiërs gepraat oor hoekom jy half moet deurdruk wanneer jy sukkel om te bid of wat jy nie wil bid nie. En ek dink in Romeine praat hy ook dat die Gees lei ons wanneer ons nie weet wat om te bid nie. So soms dit is nie altyd maklik om te bid nie. Dus kom ons gaan praat oor hoekom dit moeilik is om te bid. Dit is so jammer die tyd nou so min is, maar ons sien baie uit daarna om die journey van gebed saam met julle verder aan te pak. En Johan, as jy enigiets het om te sê, gooi dit. Nee, ons hou dit vir die volgende een, anders gaan ons nog 20 minute hier sit. Alright, baie dankie julle, mag God met julle wees. En as jy enige vrae het of wonder oor ietsie, skiet ons 'n boodskap, ons is redelik maklik bereikbaar. En ja, sterkte en seënwese vir julle almal. Totsiens.